Sê goeiemôre vir ons inluisteraars, is vir ons 'n voorreg dat julle vanoggend saam met ons verkeer. Ons het nou behandel die profetiese gawe 2 weke terug, het ons gepraat oor die profetiese gawe, en die aand toe ek stil word voor die Here, toe sê die Here vir my, maar ek het nou die kar voor die perde geplaas, want in werklikheid moet ek eers rondom die geestelike gawes gesels. So ons het nou die profetiese gawe gedoen, maar toe verlede week het ek gepraat, hoe word 'n mens stil voor die Here? Want dit help nie dat ons die verskillende gawes behandel en ons weet nie hoe om stil te word voor die Here nie. So ons het verlede week gekyk hoe om stil te word vir die Here. Vandag kyk ons word 'n draer van sy boodskap. So die hele doel van die geestelike gawes is dat ons 'n draer van sy boodskap kan word, dat ons funksioneer in die verskillende gawes. So nie volgende week nie, die week daarop gaan ek dan volgende week gaan ons aan met die verskillende gawes en dan die week daarop maak ons klaar en dan gaan ek elkeen afsonderlik bedien sodat ons die gawes losmaak, dat ons kan vervul word met die krag van die Heilige Gees, sodat ons kan funksioneer in die gawes waarin die Here ons elkeen wil gebruik. So oor 2 weke gaan ek dan elkeen individueel afsalf en ons gaan die gawes losmaak, sodat ons kan funksioneer in die gawes wat die Here eintlik vir ons bedoel het. Sommige van ons weet in watter gawes ons funksioneer, maar sommige van ons gaan dalk verras wees dat die Here 'n nuwe gawe gaan losmaak. So kom met 'n afwagting, bid saam dat die Here ook jou gees sal oopmaak om te ontvang wat die Here vir jou wil sê. Dis dan oor 2 weke. Ons skriflesing word 'n draer van sy boodskap, handel oor Psalm 19 vers 8 tot 12. Kom ons lees dit saam. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Hierdie is belangrik, dat die Here kom en hy sê, hy gee hierdie gawes aan ons, hy gee vir ons gawe van wysheid, hy maak ons oë, dat ons suiwer kan sien. Hy bring regverdigheid in ons, en dan kom hy en sê hy beloon ons met sy gawes. Maar iets wat ek besef, dat die gawes van die Here is beskikbaar, maar ons moet verstaan, dat as ek begin om oor die verskillende gawes te praat, dan is daar so baie gawes, maar die Here het die gawes. Dis net soos 'n bank vol geld. Die bank is vol geld, maar as niemand kom geld trek nie, dan gaan die bank vol bly. So die Here kan alleenlik die gawes beskikbaar maak, wanneer jy jouself beskikbaar stel. En sê, Here, ek kom na u toe vir u gawes, ek kom bied my aan vir u gawes. Verstaan, dis 'n wisselwerking tussen ons en God. God gaan nie uit die lug uit, sy gawes op jou laat neerlê. Daar moet 'n behoefte, 'n longing in jou hart wees, om die gawes te kan ontvang. Maar ons is nou op pad na die gawes toe. So, vandag kyk ons word 'n draer van sy hoop. En ons praat vandag, want ons kan nie funksioneer in ons gawes, ons kan nie funksioneer om profeties te kan bedien, as ons nie kan hoor nie, as ons nie, hoe herken ons God se stem? Ons moet God se stem kan herken, en God se stem kan identifiseer, dat dit die Here is wat met jou praat. Sodat jy, wanneer die Here met jou praat, jy kan toetree in dit, want anders
funksioneer jy van, ek het al gefunksioneer uit myself, wat ek dink is 'n good idea, en as ek nie dink, ek dink daai een lyk vir my blekerig, laat ek bietjie vir hulle bid, en dan raas die Here, sê die Here vir my, maar ek het nie vir jou gesê om vir daai persoon te bid nie. So 'n mens kan net funksioneer as die Here vir jou dit sê. So ons moet leer om te kan luister. Hoe herken ons sy stem? Dit is belangrik dat ons in die regte verstandhouding met die Here sal staan, sodat ons sy stem kan onderskei. Hoe kom ons in 'n regte verstandhouding met die Here? Met ander woorde, dit beteken, om in 'n regte verstandhouding met die Here te kom, beteken dat ek moet in 'n vader-kind verhouding met die Here staan. Ek moet in 'n oopheid voor die Here staan. Ek moet werklik 'n werktuig in die hand van die Here wees, en ek moet connected wees met die Here. Ek moet ingeskakel wees by die Here. Anders kan ek nie 'n werktuig vir die Here wees nie. Anders kan ek nie sy stem hoor nie. So die belangrike is, nommer 1, ek moet 'n kind van die lewende God wees. Ek moet wedergebore wees. Ek moet vervul wees met die Heilige Gees. Ek moet die krag van die Heilige Gees in my ervaar. Ek moet 'n werktuig, my diensbaar stel vir die Here. Ek moet my oopmaak vir sy gawes, en ek moet leer om in sy gawes te funksioneer. Dan kan ek vir die Here van waarde wees. So ons moet leer om sy stem te kan onderskei. Dit ontstaan met 'n verhouding met die Here. So ek moet in 'n verhouding met die Here wees, en ek moet beskikbaar wees. So die belangrike is, ek moet in 'n verhouding met die Here wees, en dan moet ek myself beskikbaar stel. Dit help nie dat jy die gawe van genesing het. Maar ag Here, baie dankie dat ek die gawe van genesing het, maar ek hou dit vir myself. Die net 'n doel, geen doel nie. So die gawe wat jy het, is nie vir jouself nie, en is nie tot verheerliking van jouself nie. Die gawe wat jy het, is vir diensbaarheid na ander toe. Hoor, ons moet deure oopmaak, ek kry verskriklik warm. Wat? Ja, dit is vreemd, maar ek kry wragtig warm. Of sit hom op koud? Ons is al op 18. Ja, ek weet nie, dit voel net vir my bedompig hier binne. Ja, maar sê, wat? Ok, nou gaan ons beter kan aangaan. Ons het nou, voor ons warm gekry het ons gesê, ons moet 'n verhouding met die Here wees, en ons moet beskikbaar wees. So jy moet kan sê, Here, hier is nou vanoggend, ek dink 23 mense, 24 mense, as daar is dat U wil hê dat ek woord moet vir iemand gee, of vir iemand moet bid, of vir iemand van waarde moet wees, lê dit op my hart, ek is beskikbaar. Verstaan, so dit moet 'n begeerte wees dat die Here jou gebruik. Dit is baie belangrik dat ons moet leer om die Here se stem te leer ken. Dit word 'n gesprek binne in jou geesdimensie. Goed, kan ek so vra? Het julle al iets verkeerd gedoen? Geskinder? Of kwaad geword? Of iemand sleg gesê? En wat gebeur in jou... Ja, okay, Dok Herman sal nie iemand sleg sê nie, maar die ander, hy is te ordentlik daarvoor. Maar wat gebeur in jou binneste wanneer jy dit doen? Daar's 'n stemmetjie wat met jou praat en sê, jy was nou lelik. Gebeur dit net by my, of ken julle daai stemmetjie? Daai stemmetjie sê, okay, daai stemmetjie praat ek baie, is nie meer nie, maar baie my gepraat as ek bestuur. Want ek is geïrriteerd met mense wat stadig ry voor my. En dan irriteer hulle my en dan jag ek hulle aan in my gees. Sê, kom nou bietjie. Draai bietjie links laat ek kan verby. Verstaan, daar word 'n irritasie in my as mense stemme ry voor my.
tot die Here met my daaroor gepraat het en gesê het, weet jy wat, hou op om jouself te versondig, ontspan en geniet die rit. Maar, kom ons kyk, wat gebeur? Ek werk myself op, ek laat die irritasie toe, en ek sê hulle partykeer bietjie sleg oor hulle swak bestuursvermoë ook, en dan in die proses, neem ek eintlik my eie sielerus en my eie sieleheil van myself weg. Goed, nou het ek myself ontbloot. Nou kyk ons binne na julle toe. Wat gebeur in jou binneste dat jy partykeer jou eie vrede steel? Wat gebeur? Wat laat jy toe? Dat die vrede wat jy mee opgestaan het, skielik wyk. Want elkeen van ons het 'n Achilleshiel, 'n swak plekkie, wat maklik net so jou vrede kan steel. En ons moet waak daarteen, want die vyand weet waar lê jou swak plek, en dat jy waak en die Here se bloed bid oor daai swak plekkie, dat die vyand nie jou vrede kom steel, partykeer vir 'n hele dag, omdat 'n sekere situasie gebeur het. Want dit beteken, die woord sê, wandel in die gees. En om te wandel in die gees, moet ons weet dat ons die bloed van die Here moet bid oor ons swak plekkie, sodat ons nie in dit struikel nie, want dan wandel ons nie verder in die gees nie. So hierdie gaan om 'n draer van 'n boodskap te wees. As ek 'n boodskap wil oordra aan iemand anders, moet ek sorg dat ek voortdurend 'n suiwer kanaal bly, dat ek suiwer voor God is, dat ek met skoon hande voor die Here staan, dat ek nie toelaat dat eksterne faktore my ontstel hier binne nie, want anders kan ek nie 'n draer van 'n boodskap wees nie. Dan is dit belangrik om te besef hoe uniek is God, dat God praat met elkeen van ons op 'n unieke manier. Hy praat met jou soos jou persoonlikheid is, soos jy hom hoor. Ek hoor 'n stem in my kop met my praat, maar die Here praat, ek hoor duidelik wat die Here het gisterand iets vir my gesê, ek het duidelik 'n sin gehoor wat die Here vir my gesê. Die Here praat met elkeen op 'n unieke manier. En jy moet leer om te onderskei wanneer God met jou praat. Wanneer is dit die Heilige Gees wat met jou praat? Sodat jy ag gee op die Heilige Gees. Sodat jy, die woord sê, wandel in die Gees. Sodat jy nie in die vlees kom nie. Nou wandel in die Gees en maak seker dat jy die stem van die Here hoor. Want as jy nie die stem van die Here kan onderskei nie en in die Gees kan wandel nie, kan jy zero vir iemand iets beteken. Want dit beteken jy kan nie hoor wanneer die Here vir jou sê, kom, bemoedig vandag vir haar. Of kom, bemoedig vandag vir hom. Of bid vir hom. Of sy is siek. Jy moet vandag vir haar bid. Jy sien, ons moet so skerp ingestel wees, as ons beskikbaar wees, dat die Here ons kan gebruik, dat ons sy stem hoor, dat ons die stem van die Heilige Gees hoor. So, die Here praat op unieke maniere met elkeen. Nou die dag het iemand vir my gesê, hulle voel dit hier in hulle maag. Dit is asof hulle net voel, ja, die Here praat met hulle. Hulle moet nou toetree. Dan weet hulle, dis die Here wat praat. Ek hoor dat die Here met my praat. Maar elkeen werk op 'n unieke manier. Dan is dit ook belangrik, en ek dink dis eintlik die kern van alles. Hoe meer tyd ons met die Here spandeer, hoe meer gaan ons sy stem leer ken. En hoe meer gaan ons in 'n dieper verhouding met ons staan. Ons kan nie meer. Ek wil eintlik sê, die Here kan jou nie gebruik as jy net besluit, okay, ek lees nou hierdie stukkie uit die Bybel uit, ek lees hier wat hulle skryf oor die stukkie, ek bid en ek sê, dankie vir die dag, dankie die Here met my gewees het, gaan met my familie, vergewe my sonde, jy weet daai geuite gebed, amen. Ek het verlede keer gepraat oor kniegies staan, dat as jy klaar gebid het, jy moet stil word voor die Here, sodat die Here met jou kan praat.
En ek wil vandag dit weer beklemtoon. Ons kan nie geestelik groei nie. Ons kan nie 'n werktuig in God se hande word. Die Here kan ons nie gebruik. Die Here wys vir my, jy gaan 'n telefoonbediening kry. Ja, ek kry so hoendervleis. Die Here gaan jou oor die telefoon gebruik, of hy gaan mense so goed drop in jou gees, en soos hy dit in jou gees drop, dan gaan jy hulle bel en sê, die Here wys vir my dit en dit, ek gaan vir jou gebed doen, die Here wys dit is jou issue, of dit gebeur vandag in jou lewe en dit, want jy het 'n omgee hart, die Here wys vir my, hy gaan jou gebruik reeds, omdat jy beskikbaar is en belangstel in mense om jou, jy gee om vir mense, die Here wys my so duidelik, hy maak die bediening en ek gaan vir jou self en afseën daarvoor. Ek het nou gesê dat ons moet leer om die Here se stem te onderskei. Partykeer is ons besig met 'n good idea, maar dan is dit nie 'n God's idea nie. Ek het al baie good ideas gehad. Baie keer dan dink ek, jette, weet jy wat, hierdie mense, ek moet vir hulle kos vat, hulle hulle het kos nodig, ek moet hier moet Martlie nou ingryp, en dan kry ek 'n leer en 'n laar om vir hierdie mense kos te vat, en dan was dit nie hulle nood nie, hulle nood was gebed, verstaan, ons misreken ons partykeer, wat ons kan sien dat mense het 'n issue, maar ons hoor nie genoeg om te hoor wat hulle issue is nie. So, jy moet tyd met die Here spandeer, jy moet kniegie staan doen, jy moet stil word voor die Here, om te kan hoor wat daai mense se probleem is. Dan nou, vandag se preek, gaan ons almal wil gawes ontvang, om vir ons medemens van waarde te wees. So in dit moet ons leer om skerp by die Here te hoor wat hulle nood is, wat die situasie is, wat God van my verwag. Hierdie is vandag zero oor jouself. Hierdie gaan om 'n werktuig vir die Here te wees. Ons moet leer om ervaringskennis van die Here se stem te hê. En dit behels, soms sal die Here vir my sê, bly nou net stil. Jy het nou genoeg gepraat, bly nou net stil. Of soms sal die Here vir my sê, dis tyd dat jy toetree. Dis tyd dat jy iets aan die saak doen. Soms sal die Here vir my sê, luister net, hoor net hulle probleem. Bly jy stil en luister na hulle probleem. Moenie praat nie. Bly net stil. Kan julle verstaan? So om 'n werktuig te wees, moet ons so ingestel wees om te hoor wat die Here vir ons sê. Want die Here wil nie hê ons moet altyd praat nie, die Here wil nie hê ons moet altyd doen nie. Soms wil die Here hê ons moet net kan luister. Want soms is daar mense wat net wil praat. Hulle wil net ontslaa raak van die bagasie binne in hulle. En dan weet jy, hoe kan jy hulle help? So ons moet baie ingeskakel wees om die stem van die Here te hoor. Ons moet so ingeskakel wees dat ons amper in ons handel en wandel kan hoor wat die Here, soos ons beweeg in die dag, met ons praat. Want die Here kan jou, jy kan sê, Here, ek is vandag tot u beskikking, en hy kan jou by hier gebruik, daar gebruik, daar gebruik, daar, maar jy moet jouself beskikbaar stel vir dit. Die geheim lê om geestelik te groei, lê in gebed. Hoe meer jy bid, hoe meer jy in die Here se teenwoordigheid kom, hoe meer jy God se stem leer ken, hoe meer jy stil word by die Here, hoe meer kan die Here jou gebruik. Iets wat ek gesien het, dat hy kan vir jou 'n gawe gee, en nou is jy naby die Here, o Here, Here, hoe lief is ek vir u, en jy is elke dag by die Here se voete, en dan raak jy besig in jou werk, en dan sê, Here, sal jy asseblief vandag met my gaan, sal jy 'n hand van beskerming oor my hou, baie dankie, ek trek die wapenrusting aan, baie dankie Here, ek is gecover vandag, en Here seën hierdie dag, amen, daar gaan jy. Dan verloor jy dit. God gee jou die gawe, maar jy moet ingeskakel bly. Dis soos 'n elektriese
instrument. As hy nie ingeprop is en reg ingeskakel is nie, kan die elektrisiteit nie deurwerk nie. Jy moet bid en jy moet by die Here se voete bly, sodat jy ingeprop is by die kragbron. Waarom is dit belangrik? Jy moet die stem van die Here kan onderskei in jou gawe, want die Here gaan vir jou sê, of bid vir die persoon, of lê vir hom hande op, of self die persoon, of hoor wat is sy nood, of hoor waaroor is hy ontstel, of vra waarmee kan jy help. Verstaan, jy moet mooi kan hoor wat God sê, sodat jy 'n werktuig vir hom kan wees. Dan kan die Here kom en hy kan vir jou woord gee. Jy kry in jou binneste, jy lees Bybel, en skielik spring 'n versie uit. Maar hierdie versie trek jou en jy besef, hierdie versie is verskriklik belangrik vandag. Dan moet jy vra, Here, geld hierdie Bybelvers vir my vandag? Geld dit vir iemand anders en vir wie geld hierdie versie? Dat soms gee die Here vir my 'n versie en dan sien ek duidelik in my geestesoog vir wie geld hierdie versie. Ons kry 'n versie, wat nou onthou 'n versie wat vir jou iets beteken. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Beteken vandag vir jou baie. Maar as ek nou gaan na haar toe en ek kuier by haar, ek sê, wie, ek wil vandag vir jou 'n Bybelversie met jou deel. Die Here sê, ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Maar sy is op 'n ander vlak as wat ek is. Met die Here. Sy het dalk nie nodig om dit te hoor nie. Sy het eerder nodig dat die Here sê, ek het vir jou iets mooi in stoor in die toekoms. Dit sal vir haar meer beteken vandag. En die Here het vir jou iets mooi in stoor in die toekoms. Daar kom lê dit nou in my. Ja. Ek kan nie sien, mens moet waak, as jy 'n versie kry vir oggend, en dink jy moet nou daai versie met almal deel, hy gaan niks vir almal beteken nie, want hy is vir jou bedoel. As jy sê, Here, ek wil vandag 'n werktuig in die hande wees, maar ek wil eintlik mense bless met die woord, is daar 'n versie, wat ek wil sê, 'n algehele ondersteunende versie is, dan kan die Here dit vir jou gee. Dan kan jy met mense praat en sê, 'n algehele ondersteunende versie, maar jy moet fyn hoor, wat 'n versie pas vir wie. Want mense het al vir my versies gegee, dan dink ek, regtig? Want dan was dit nie my issue nie. Verstaan, mense moet mooi hoor, wat 'n versie vir wie te gee. So dit is belangrik, dat ons by die Here hoor, as hy vir jou 'n woord gee, as hy vir jou 'n gedagte gee, as hy vir jou iets wys uit sy woord, as hy openbaringskennis gee, vra, Here, vir wie geld dit vandag? Want dit geld nie noodwendig vir almal waarmee jy te doen kom nie. Die Here kan dit spesifiek vir iemand bedoel. Dan is dit ook belangrik, as ons met 'n persoon deel, dat ons daai persoon met wie ons deel, sy hartklop sal verstaan, dat ons daai persoon sy persoonlikheid sal verstaan, dat ons reg sal hoor. Nou, die kere wat die Here vir my woord gegee het, om te sê ek moet bediening toe gaan, in die vrouebediening, was dit vreemdelinge. So hulle het nie my hartklop verstaan nie, hulle ken my nie, hulle weet niks van my nie. Wat hulle gedoen het dan, hulle was 100% seker, hulle hoor reg, wat God sê, wat hulle vir my moet sê. So die Here kan jou vir 'n vreemdeling 'n woord bring, maar dan hoor jy God se hartklop, dan is jy in koneksie met God se hartklop. As ek kom, en ek sê, argument ons haar vir Dr. Herman, ag Dr. Herman, weet jy, as jy eensaam is, onthou net altyd die Here is by jou. Nou dit geld verseker nie vir hom nie, want hy het 10.000 vriende. Ek weet dit. So verstaan, jy kan 'n versie in jou gees kry. Ek meen al die vrouens love hom. Jy kan 'n versie in jou gees kry.
Wat nou vir jou, wat jy dink, okay, vandag gaan ek hierdie versie gebruik vir almal om hulle te versterk. Maar vir hom gaan dit niks beteken nie. Want almal bel om te hoor, is jy okay vandag? Hoe gaan dit vandag? So, dit gaan vir hom niks beteken nie, maar dit kan vir iemand anders baie beteken. So jy moet regtig hoor by die Here. As jy 'n versie kry, vir wie geld dit? Dan 'n belangrike ding. Die Here kan die gawe gee. Ons gaan nou deur al die gawes werk. Hy kan vir jou een van die gawes gee, van die 7 gawes gee. Maar hy kan jou net gebruik as jy die oggend jou aanmeld vir diens, as jy geestelik voorberei is vir diens, as jy kom en vra vir wie geld dit. So dit is amper 'n kettingreaksie. Jy moet by die Here hoor, jy moet hoor wat se woord moet jy bring en vir wie moet jy dit bring. Dan is dit 'n vreemde sin wat ek nou gaan sê. Jy gaan baie keer 'n boodskap vir iemand bring en dit gaan niks sin maak vir jou nie. Jy gaan nie 'n klou hê wat bedoel die Here nie. Jy gaan niks verstaan, jy gaan by die Here 'n sin hoor, of 'n gedagte hoor, of iets hoor, en dit gaan vir jou glad nie betekenis hê, jy gaan nie weet wat dit behels nie, maar dit hoef niks vir jou te beteken nie. Die een vir wie jy die boodskap bring, gaan presies weet wat die Here bedoel. Want ons moet verstaan, dat elkeen is in 'n ander verhouding met die Here, elkeen se omstandigheid is anders as joune, elkeen leef anders as wat jy leef. So jy kan by iemand kom en sê, hoorie, gaan dit goed met jou ouma? Maar die Here sê, jy moet dit vir die persoon vra. Nou dink jy, dit voel vreemd. Maar vir daai persoon wat sy ouma nou sterwend is in die hospitaal, is dit 'n manier wat die Here my kan gebruik om dan vir haar te bid oor haar hartseer oor haar ouma. Kan julle sien dat baie keer praat die Here op 'n manier wat jy nie regtig verstaan nie, maar tree net op soos wat die Here vir jou sê om op te tree. Bring 'n boodskap bloot soos dit op jou hart lê. Met ander woorde, moenie vra vir die Here, sê, Here, maar ek verstaan nou nie, verduidelik nou vir my wat. Nee, as die Here die boodskap vir jou so gee, dan bring jy die boodskap. Maak net seker jy weet, na wie toe hierdie boodskap gaan. Ons besige lewe veroorsaak dat ons onbewus raak van die nood van mense om ons. En dit is, dink ek, waarom ons uitmis op ons gawes. Ons is so besig om te lewe en te oorleef in ons eie besige lewe, en so besig met me, my and myself, en met my eie probleempies, en my eie huishouding, en my eie dinge, dat ons nie oopgestel is om die nood van ander om ons te sien. So, ek dink baie keer, ek dink dit sal baie vir God wel behaaglik wees, as ons elke oggend kan sê, Here, ek wil vandag 'n werktuig in die hande wees. Vir wie kan ek wat beteken? En dan by die Here te hoor, vir wie kan jy wat beteken? Want die lewe sluk ons in, en ons hardloop so om te oorleef, en ons beteken vir niemand niks nie. Ons moet poog om soos die Here, want die Here is mensgerig. God maak bemoeienis, sê hy in sy woord, met elke mens. En ons moet mensgerig wees. So jy moet vra dat die Here vir jou radarstelsel gee, dat jy ingeskakel is op mense om jou, om op te tel wat die Heilige Gees vir jou sê. Want as jy net met jouself en jou eie bekommernis en jou eie probleme en goed besig is, gaan die wêreld om jou vergaan. Hulle sou dalk oor die radio gesê het, jy gaan 'n aardbewing vroeg plaasvind, en jy gaan dit nie weet nie, want jy is net besig met jouself. So, leer om ingestel te wees en te sê, Here, ek wil vir u werk, maar u moet vir my wys vir wie en vir wat en hoe.
Ons sien hoe God met die Bybelkarakters gepraat het. Ons sien hy het met Noag gepraat. Hoe hy met Noag gepraat het en vir hom gesê het om die ark te bou. Noag sal nooit geweet het om die ark te bou as hy nie fyn kon luister het na God nie. So het hy met Abraham gepraat en vir Abraham gesê, Abraham moet trek en hy moet wegtrek. En die ironie is, hier bly hy in die wonderlikste landstreek en die Here sê vir hom, jy moet wegtrek. En Abraham kon sê, maar Here, ek is, dan wil ek sê, vet en happy hier. Ek is gelukkig hier waar ek is. Hoekom moet ek trek? Maar God wou hê dat Abraham moet trek, sodat sy nageslag daardie gedeelte kon vul en sy nasie daar gevestig kon raak. So Abraham kon nie bly net waar hy was nie. Dan sien ons Gideon, wat bang was, wat weggekruip het. En God praat met Gideon en hy sê, Gideon, dapper held, maar intussen kruip Gideon weg. En hy is alles behalwe dapper held, hy kruip weg. Maar God praat met hom. Dan Samuel, wat as seentjie die Here gehoor het, Elia en Elisa, wat God met hulle gepraat het as profete, en dan Daniel, wat God werklik sy stem gehoor het en vir hom gesê het, wat hy moet doen, wat hy as krijgsman moet doen. So ek wil vandag sê, hoor by God, Here, op watter manier wil U my gebruik? Wat is die roeping op my lewe? Hoe moet ek U hoor en wat is my roeping? Nie een van die geloofshelde het gedink dat hulle aanmatig deur te sê, die Here het met my gepraat nie. Is dit belangrik om vir iemand te sê, weet jy, die Here praat met my en hy gebruik my? Nee. Dan gaan die Here jou nie gebruik nie, want ons gaan dit oor my en myself. Hulle het net presies gedoen wat God se opdrag aan hulle was. En so om deur die Here gebruik te word, moet ons doen presies dit wat die Here van ons vra, wat die Here vir ons sê, wat ons moet doen. Ons wonder baie keer, ons ontmoet teerkinders van die Here, wat werklik vir die Here lief is, en jy sien die heerlikheid van die Here in hulle, en dan wonder jy nou, hoekom is dit dat die Here nie meer met ons as mense praat nie? Hoekom is dit dat die Here nie hierdie wonderlike groot gelowiges werklik tasbaar gebruik nie? Dan baie keer nou met die stemmery en die verkiesing en al hierdie goeie, het ek gedink, Here, kan U nie net 'n kragtige man laat opstaan en laat hy 'n spreekbuis vir die nasie word? Ek wil die Here nou 'n bietjie voorskryf wat ons nodig het. Maar God werk nie so nie. God werk in die stilte. In die aandwindjie het hy met Adam gepraat. God werk in die stilte. God werk nie in 'n skouspel nie. God werk in stil wees en vertroue. Nou wil mens vra, hoekom is dit nodig dat God in vandag se tyd so min leiers opwek wat toetree en sê, so sê die Here. En dan besef ons, met ons praat God deur sy woord. God sal baie keer deur die woord, kom ek vra, het jy al Bybel gelees en daar staan 'n Bybelversie so duidelik voor jou, dat jy weet soos jy weet, hierdie Bybelversie is vir jou bedoel. My Bybel is vol datums. As die Here met 'n Bybelversie met my praat, of met my praat hierdie Bybelversie oor een van my kinders, veral toe hulle jonk was, dan skryf ek hulle naam en die datum daar, want dan weet ek, hierdie is bevestiging. So dit sal altyd wonderlik bly, dat God deur sy woord met ons praat, en dat ons eintlik 'n amen daar kan skryf, want dan bevestig die Here, hy gaan jou help, of die Here wys jou wat sy plan van aksie is. So God praat deur sy woord. Hy het gepraat as ons Bybel lees, deur die Ou Testament, hy het gepraat deur die Nuwe Testament. Maar nou kom die Here, en ons lees in die Nuwe Testament in Johannes 10, verseker Jesus ons, dat sy skape tog in staat is, om sy stem te kan onderskei, vandag nog.
So ek wil jou bemoedig. Johannes 10 sê dat die Here onderskei elkeen van ons volgens ons natuur en ons geaardheid, en ons kan almal hê die vermoë om sy stem te kan hoor. Gaan lees Johannes 10. En dat ons as gelowiges 'n ervaringskennis van God kan hê. Dat die Here kom, niks het verander nie. Ons dink dit was in die ou tyd, nee. God wil ons vandag nog gebruik. So, gaan lees Johannes 10 en kyk en waarin hy sê, my kinders, ek wil julle gebruik, ek wil julle aanwend, ek wil hê dat julle my spreekbuis in die wêreld om ons sal wees. Ek sluit af. Ons almal het al te doen gekry met mense. Mense wat na aan jou is, of mense wat vriende met jou is, of wat deur 'n krisis gaan. Dan dink jy, Here, hoe help ek hierdie persoon? Wat sê ek vir hulle? En dan al wat ons kan doen, ons kan skrif quoteer. Dan sê ons, weet jy, hierdie skrif het vanoggend vir my so baie beteken. Ek wil graag hierdie skrif met jou deel. Soms help dit, maar wat sou meer gehelp het? As ons in ons gawe gefunksioneer het, wat God jou gegee het, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, 'n woord van ondersteuning, 'n woord van vrymaking, bevryding doen, woord van vrymaking, 'n woord van ondersteuning, 'n woord van liefde. As jy funksioneer in jou gawe, het jy vir daai persoon meer beteken as om 'n Bybelversie te quoteer, want dis al wat jy eintlik ken om te kan quoteer. Die Here wag vandag vir elkeen van ons, dat ons geesmens sal oopstel en sal kom en sal sê, Here, ek stel my tot u beskikking, dat u my gebruik soos u my wil gebruik, maar leer my om u stem te hoor, leer my om die behoefte van mense om my raak te sien, om fyn ingestel te wees op die nood van mense om my, sodat ek nie net my skrif van vanoggend met hulle deel nie, maar dat ek werklik so fyn ingestel is om ondersteunend toe te tree, soos u wil hê ek moet toetree. Moet ons ook vra, Here, verander my hart. Verander my hart, dat my hart 'n omgee hart sal wees. 'n Hart wat ingestel is op die behoeftes van mense om my. Verander my hart, dat my hart die hartklop van die mense om my sal hoor. Dat ek hulle hartklop sal hoor en hulle hartklop sal verstaan. Ten laaste, is jy bereid om jou geesmens so oop te stel vir die Heilige Gees, te sê, Here, hier is ek, kom gebruik my tot u eer en u verheerliking, dat ek vandag u hande, u voete, u spreekbuis vir ander kan wees, omdat ek ingeskakel is by u as my Vader. Amen. Amen.